Ek wil net vooraf sê, ek is nie 'n argitek wat die boustyle uitstekend ken en weet presies wat is wat nie. Ek is nie 'n predikant wat die kerkgeskiedenis so uitstekend ken nie, maar so in die opskryf van die goed kom mens daarom so 'n bietjie agter wat aan die gang is en wat aan die gang was hier in Suid-Afrika so deur die jare. Dan sien ons dat die geskiedenis van ons boerevolkie en die geskiedenis van die gereformeerde kerke is baie nou in mekaar gevleg. As die een beklei het die ander ene gesê ja en amen, en as die ander ene dat sê, het die ander ene dat gesê. So daar was maar gedurende gestryery so onder hulle ook. Nou die rede hoekom ek so deur die jare, is seker nou al 30 jaar wat ek foto's neem van kerke oral waar ek kom. Nou my ma was vir 50 jaar plus, was sy oraliste gewees, en dit het net gebeur as jy as kind, dan is dit hier so begrafnis, of daar is dit troue wat plaasvind, en dan gaan jy nou maar saam, en jy ken nie een van die mense daar nie, of hy nou dood of lewendig is, jy weet nie wie is dit nie. So jy tel maar die vensters of die ligte en so, en ek dink dit is deel van die rede hoekom ek so begin belangstel het om kerke af te neem. Nou die gevolg van die tydperk is dat ek soveel foto's van kerke het, laat dit nou maar 'n bietjie van 'n probleem is om te besluit watter jy nou vandag gaan wys in hierdie kort tydjie wat tot mense beskikking is, maar so ek het maar op die ou en 'n liekraak besluit op 'n klompie kerke, en dan so 'n paar interessante goedertjies daar rondom die kerkgebou en die gemeentes te sê. Ek wil ook net sê, ek het vrylik gebruik gemaak van die gemeentegeskiedenisargief wat op die webwerf beskikbaar is, en ook Wikipedia, het ek ook baie gekonsulteer, en veral Morney van Rooyen, ek wil sy naam noem, en dit verskyn gedurig daarso, dat hy baie navorsing gedoen het. So ek het vrylik gebruik gemaak van daai mense, en ek gee erkenning waar dit nodig is. Nou, almal van ons weet, soos as jy vroeër jare so gery het, deur ons platteland, die eerste wat jy sien, as jy by 'n dorpie aankom, is die hoë toring wat daar in die middel staan. So waghou oor die hele dorpie se huise. En as jy rukkie oorstaan daar so, dan hoor jy ook die gelui van die kerkklokke. Sondag, 'n uur voor die tyd, dan sit ons nou tyd vir die eerste gelui, en dan 'n halfuur tweede gelui, en dan net as die dominee instap, dan dong hy weer. Of Saterdag 3 uur die middag gewoonlik, dan is die vroolike gejubel vir die bruid en die bruidegom, en dan in die week is dit die treurige dong van die begrafnis. So al die dinge bly mens by as jy so by die verskillende kerke kom en deur hulle gaan. Vroeër jare was dit maklik geweest om binne in die kerke te kom. Deesdae sukkel jy, want hulle is almal gesluit. So ek sê altyd, die NG Kerk was vroeër jare, was hy altyd oop geweest, maar nie vir almal nie. Deesdae is hy oop vir almal, maar hy is altyd toegesluit. So jy sukkel om binne te kom, en om dan die plekke binnekant af te neem. Nou hierdie ene, ek dink nie hy is op my lys vandag nie, maar dit is die kerkgebou van die Ketberg, daar so in die Swartland, in die Sandveld van die Swartland. En dit 'n piket, hulle sê die naam piket kom van, is 'n kamp. 'n kamp waar daar, ek hoop nie die ding raas nou nie. 'n kamp wat vroeër jare, dankie, vroeër jare was daar rooftogte geweest deur die Khoi en die plaaslike bevolking daar so op die beeste van die boere, en toe het hulle nou
'n kamp gehad daar teen die berg, wat nou moes bietjie wag hou oor die vee, en dit sê hulle is van die naam piket, want dit is 'n Franse woord vir 'n kamp. Nou ek het ook uitgevind, daar is baie stories en wollaar stories en verduidelikings en verklarings van name, jy kry 2, 3 verskillendes, watter ene dit nou die ware een is, sal mens ook nie weet nie. Nou hierdie ene behoort julle almal te ken, Aberdeen, ons as opry Transvaal toe, dan ry ons daar deur Aberdeen, en hy het van Graafrenet afgestig, en daar was 'n lang gespook gewees, van die Aberdeen, tenminste Graafrenet nie, het van Graafrenet afgestig. Graafrenet wou nie gehad het, dat hulle onafhanklike gemeente is nie, maar daai tyd die afstande was iets verskrikliks geweest vir die predikante en vir die lidmate om nou kerkdiens te gaan bywoon. So daar was gedurende behoefte aan nuwe gemeentes wat gestig moet word, waar die mense baie makliker toegang tot gehad het, vir doop, vir troues en vir begrafnisse en al die soort van dinge. Nou Albertinia is vir my nogal, nie Albertinia nie, Aberdeen. As julle nou daar kyk, waar is die liggie, is hy daar ene? Nee? Reg in die middel daar. Reg in die middel. Nou, hoe gaan ek hierdie weer aankry, daar ene? Daar is hy. As julle daar so sien, hierdie kerk, hy kyk na die ooste kant, so in die oggende, wanneer die dienste plaasgevind het, die son ingeskyn hierso, en so in die mense se oë, laat hulle die predikant kon sien nie. Dit hulle nou daai venster ontwerpe daar aangesit, en dit is te pragtig, die klein venstertjies van die kerk, dit is 'n weergawe van die ware kerk, dan skyn die son net so klein straaltjie daar deur daai ene. Is regtig besonders. Ek was gelukkig geweest om een oggend daar te wees en om dit te sien. So dit is werklik iets besonders om te sien. Nou ja, daar is so 'n bietjie inligting. Ek weet nie wie van julle het al die kerksaal daar op Aberdeen besoek. Dit is iets wonderlik. Die akoestiek van die saal was nie goed geweest nie, en het hulle nou kwotasies gekry om die akoestiek te probeer verbeter, maar dit was nou te hoog vir die gemeente geweest, en toe die susters van die gemeente gesê, nee, ons sal 'n plan maak. En toe het hulle nou 12 groot gooiingsak gordyne opgesit rondom die weerskante van die dinges van die verhoog en dan agterom. En dan het hulle nou verskillende tonele uit die Bybel uit, het hulle daar uitgebeeld. Maar die interessantheid daarvan is, of die besonderheid daarvan is, dat as Elia uitbeeld, dan het sy sandale wat hy daar op die ding aan het, kom van oom Piet daar van Verkykerskop af, weet. Of Maria se kopdoek is uit Tanzanie daar van bitterwater, jy weet. So almal is deel van hierdie ding. Dit is werklik iets besonders. En hulle het, as julle daardeur dit doen nie moeite, en gaan daar aan, daar is 'n telefoonnommer wat mense kan skakel, en dan kom daar 'n gids, en hy sal vir jou daardeur neem. Werklik iets besonders. Nou, Adelaide, dis nou hier na die Oos-Kaap toe, waar ons, jy kan sien hier so 'n bietjie van 'n Engelse invloed op die kerkontwerp, Britse settlers wat daar so volop was. Nou, ek het daar so stukkies geskryf oor die geskiedenis van die kerk. Ingewikkelde ding gewees, gesukkel gewees om te besluit te neem oor waar gaan die kerk gebou word. Die sê hierso, die sê daarso. En op die ou einde is dit nou hier op Adelaide gebou, en Dominee Speers, soos ek daar skryf, is 1829 daar bevestig. Maar soos hy sê, die boere het maar nog nie eens te veel belang gestel in hierdie kerkgangstories daar. Dit was maar 'n gespook gewees om opheffing tot stand te bring daar.
jammer so. Trekleiers sien julle daar, Pieter van Rensburg, Louis Trichardt, almal kom uit daai gemeente uit. 1899 verander die naam en was van toe af was die kerk bekend as Adelaide. Hierdie is die oorspronklike ou saaltjie of die oorspronklike kerk wat toe omskep is in 'n kerksaal. As julle sien, daar is die eerste minister van Suid-Afrika destyds, Louis Botha, uit die inwyding. Dis nog in Adelaide, ja. Ja, dit is op dieselfde terrein en dit is die ou kerkie wat die oorspronklike ene was. Nou ja, hierdie ene ken ons, Albertina, ons buurgemeente. Pragtige ou kerk. Hy is in 1952 ingewy. Nou as mens dink, wat is nou 80 jaar terug, koste R27.000 het dit gekos destyds om die kerkgebou op te rig. Hulle het die ou wat die toring gebou het, was 'n sekere meneer Domsalski. Hy het £150 gevra om die kerk se toring te bou. Ja, dit was baie geld daai tyd, maar as mens nou dink 80 jaar se verloop en hoe dinge verander het. Jou kragtige roosvenster agter in die kerk. Vroeger was dit die orgelgalery gewees, maar met die opknapping van die kerk is die orgel toe geskuif na vorentoe en toe het hulle daai pragtige roosvenster daar ingesit. En soos baie van hierdie ou kerke is die orgels, die preekstoele en die orgels was twee dinge gewees wat besonders was en die oorlosiewerk ook, maar veral die kerkorgels. Nou die kerkorgel hierso het ek sê hulle is 'n Cooper Gill & Tompkins was die firma. Nou die orgeliste, as die orgeliste is, sal hulle onthou, ek onthou my maat ook altyd gepraat van hulle in die Kaap. Hulle was die groot firma wat die kerkorgels geïnstalleer het. En hulle het hom vir £2,500 gebou en in 2004 is hy alreeds vir R1,1 miljoen verseker, hierdie orgel. So 'n baie besonderse orgel. Alberton Wes, hy is soos ek daar sê 'n tipiese kruiskerk, so dit is maar nog die gotiese styl wat hier gebruik was. Lank gevat om te voltooi en dan die groen en wit wat hom so besonders mooi maak, sy aansig van buitekant af. Hy herinner mens nogal 'n bietjie aan die kerk op Craddock, wat weer 'n replika is van die een wat in Londen, St. Martin's in the Field patroon is. Binnekant van die kerk, weer eens die pragtige orgel daar en die pragtige lig. Jy sien daar so regtig die ligte en die orgels en die preekstoel. Altyd iets om daar te kyk. Ongelukkig deesdae met die tegnologie, die borde wat mens verstaan wat opgesit moet word, hierdie nogal redelik aanvaarbaar, maar as mens na die Uitenhage kerk toe gaan, wat 'n besonderse pragtige kerk is, die ou moedergemeente, daar het hulle so 'n monster opgesit voor die orgelpype, sulke permanente staalpype wat voor die orgelpype is en alles net eenvoudig toemaak. Jammerte. Dan Ellis, nog 'n ding van die platteland is maar die ontvolking en die gemeentes wat al hoe kleiner raak en dan later by mekaar ingelei word en die gevolg is dat die kerkgeboue dan leeg staan, nie gebruik word nie. Hierdie ene kan julle sien daar so hoe hy nou lyk. En hy is 12 jaar terug
het hulle die kerk, hoewel hy toe nie meer gebruik was nie, het die gemeenskap en van die naburige gemeentes het geld bewillig en die kerk is totaal opgeknap, pragtig nuut gemaak. Maar dit is nou alweer hoe hy lyk, omdat hy nie gebruik word nie en geen instandhouding plaasvind nie. Dis 'n jammerte. Aliwal Noord, hierso kon ek ook nie binne in die kerk kom nie. Baie keer is mens gelukkig, dan is daar darm 'n man in die tuin of iemand wat skoonmaak en jy kan inkom. Maar sekere dae is daar niemand nie, en baie van die plekke kan jy dan eenvoudig net nie inkom nie. Ene was, ek het hom nou nie hier op vandag nie, is Senekal. Die Senekal kerk is 'n pragtige kerk en hy het natuurlik daai besonderse ringmuur van ou boomstompe wat daai die Sandrivier uitgehaal is, versteende boomstompe wat die ringmuur om die kerk is. En ek het daar rond gesoek en ek het vir mense gevra en hulle het gespook om vir my 'n sleutel te kry. Maar op die ou einde toe sê hulle vir my, jong, eintlik is dit gelukkig dat jy nie binnekant kan gaan nie. Want jy sal huil as jy sien hoe lyk die plek. Nog 'n ding wat mense laat huil, ek weet nie van wie van julle was al op Sutherland in die kerk gewees daarso nie. Baie van die kerke is hier so rondom die Boereoorlog tyd is hulle gebou net voor of net na die Boereoorlog ook, maar die wat voor die Boereoorlog gebou is, het van die Engelse magte, ek gee nie aanstoot vir Engelse nie, het van die Engelse magte die kerk oorgeneem, omdat hy stewige gebou was en die hoogte gehad het in die toring, en dan het hulle eenvoudig 'n draad gespan. By Sutherland het hulle draad aan die middel van die kerk gespan. Een kant het die mense gebly, die ander kant het die perde gebly. Bo op die galery langs die orgel is daar graffiti wat deur een van die Engelse soldate geskryf is, wat hy sy misnoë te kennis gee oor wat hier gebeur in hierdie kerk. Een van die Engelse soldate. En baie van die Vrystaatse kerke dieselfde. Oorgeneem en as 'n fort gebruik. Orgel vernietig, preekstoel vernietig. Dis 'n jammerte. Dan die Aurora gemeente, nou die William Henry Ford, hy het net na die Boereoorlog het hy uit Australië uit hier aangekom. Hy was 'n argitek gewees en het hy hier kom vestig. En hy het so 'n paar, sien so 'n watertjie vir my hier. Asseblief, jong. Hy het 'n hele paar kerke ontwerp en ek sal net nog van hulle wys. Dis is werklik besonderse, vir my, besonderse mooi kerke. En dan, nou so 'n bietjie kerkgeskiedenis oor die gereformeerde kerk. Ag, dankie, Dion. Die gereformeerde kerk het in 1859 het hy op Rustenburg tot stand gekom onder leiding van Dominee Dirk Postma. Maar hulle, die hoofsetel van die gereformeerdes, wat hoofsaaklik beswaard was, maar oor die sing van gesange en ander bietjie van moderne neigings wat hulle gesê het in die Kaapse kerk ingekom het. Hulle hoofsetel wat hier rondom Burgersdorp, Koelsberg, Middelburg en dan Steynsburg in die Vrystaat, hulle het gevoel die NG mense wat op daai stadium was daar nog nie die ander gemeentes van die gereformeerde kerk en laat hulle onwelkom voel in die kerk en toe het hulle besluit om hierdie Steynsburg as dorp te begin. Nou baie van ons ou dorpe, van die plattelandse dorpe, het as kerkdorpe ontstaan. Daar was eers 'n gemeente geweet in die gemeente,
grond is dikwels deur een van die boere van die omgewing geskenk, en dan het hulle hom opgesny in erwe, en die erwe is verkoop, en dan kon hulle begin met kerkbou. So die kerk was eintlik daar voor die dorp nog daar was. En baie keer moes die kerk in die kerkraad, en veral aan die predikant, moes die bestuur van die dorp ook hanteer. So hy het 'n geweldige las op hom gehad, behalwe die uitgestrektheid van die veld, van sy gemeente, en behalwe die feit dat hy doop daar moes gaan hou en opskryf op die register, en alles moes hy maar self doen. Ten spyte daarvan moes hy dan nog die dorp op bestuur. So, dit het maar moeilik gegaan vir die predikante van daai tyd. Nou Steynsburg, Paul se skoonpa en sy ma se kant was 'n ouderling Steyn, en hy was 'n ou harde kop sê hulle, en hy wou nie nee vir 'n antwoord aanvaar nie. So hy het gesê hierso moet 'n dorp kom, en hierso moet 'n gemeente gestig word, en dit sal die gereformeerde gemeente wees, en dit vind toe ook plaas. Die gereformeerde kerk is daar gevestig daarso in Steynsburg. Maar die ander 3 gemeentes daai tyd was Koelsberg, Middelburg en Burgersdorp. Die Burgersdorp, die weet ons almal, is regtig 'n setel van die gereformeerde kerk, of die doppers, soos ons hulle maar ken. 'n pragtige kerk wat hulle daar het. Min of meer dieselfde tyd voltooi as die NG Kerk op Burgersdorp. Maar wat ons nie almal weet nie, is dat die met Dominee Postma en Dominee Cachet, wat is hy nou? Dominee Dirk Postma en dis hy, ja, Jan Leon Cachet. Hulle het gesien, as gevolg van die tekort aan predikante, sal hulle moet kweekskool kry. Baie van die predikante van die Kaapse kerk, soos ons weet, het destyds uit Skotland uitgekom. En dit was veral uit Lord Somerset, wat gedink het, hy kan die bevolking verengels, as hy Engelse predikante inbring. Maar dit het nie gewerk nie, die predikante het begin Hollands praat, so dit het glad nie gewerk nie. En daar was 'n hele klompie veral van die Skotse predikante, wat 'n geweldige groot invloed gehad het hier so in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Nou, daar is toe 'n kweekskool gestig hierso, onder leiding van Leon Cachet en Dominee Dirk Postma, en die verskillende gemeentes van die gereformeerde kerk kon dan name instuur van geskikte kandidaate, of wat hulle gedink het geskikte kandidaate is om 'n opleiding te kry hierso. En die eerste het ek maar net sommer neergeskryf vir interessantheid, was 'n Pelser, 'n Venter, 'n Du Plessis, 'n Coetzee en 'n Snyman. Nou julle sal sien, die vanne is steeds die vanne wat baie algemeen onder die gereformeerde mense is. Maar Dominee Postma se standpunt oor die sending het hom bietjie in 'n botsing gebring met van die anders gesindes, kan mens maar sê, en 'n sekere Dominee Venter het toe aantuigings teen hom gemaak dat hy van die kerklike leer afdwaal, en toe daar splitsing plaasgevind het. Dominee Venter het sy eie klomp gehad, en Dominee Postma, en dit het voortgeduur vir 'n lang ruk, tot in 1879 is Dominee Postma daar toe weg daar so op Burgersdorp, en sy seun het hom opgevolg. In 1912 is die kerk 1912 is besluit op die kerk gebou, en in 1913 is hy ingewy. Hierdie is nou die burgers, weer een van William Henry Ford, sy kerke, Romaanse styl, pragtige orgel, en dan julle kan sien die pragtige koepel daar wat in die kerk is, en dit is hierso waar die brand ongelukkig in 2020 uitgebreek het daar bo in die koepel, as gevolg van 'n
kortsluiting en groot deel afgebrand is. Die orgel en die preekstoel het nie gebrand nie, maar as gevolg van die waters daar, so het hulle maar baie skade gekry en die moes teen groot koste weer herstel word. Gelukkig is dit, hy is weer in gebruik die kerk volkome. In Laingsburg, ek het 'n baie interessante boek van 'n prof Willie Estreisen gelees 'n hele klompie jare. Hy was die hoof van filosofie by Kaapstad, ten minste by Stellenbosch. En hy het 'n boek geskryf, God en die gode van Israel. Baie interessante boek, maar in die boek maak hy nou melding van die indruk, hy het groot geword hierso, van die indruk wat hierdie kerk se binnekant op hom gemaak het as 'n kind. Sy pa, die ouderling daar so, en die predikant daar so, wat sy seun uitspreek oor die mense, en ek het toe gedink, ek moet 'n bietjie gaan kyk hoe lyk die binnekant van die kerk, maar nou ja, het is hy gesluit toe ek daar kom. Maar in die tuin is daar toe gelukkig so jong mannetjie wat sit en werk daar so, en ek sê vir hom, hoor hierso, kan jy dalk vir my die sleutel van die kerk kry? Ja oom, sê hy, en hy is daar weg, en binne 5 minute kom hy terug gehardloop, die sleutel van die koster afgebring. Ek sê toe vir hom, die rede hoekom ek nou in hierdie kerk wil kom, is omdat ek prof Willie Estreisen se boek gelees het oor God en die gode van Israel, en ek wil graag sien hoe lyk die plek. Ja, sê hy, oom, ek het nou nog nie daai boek van hom gelees nie, maar ek hou daarom baie van sy vetkoekpaleis. So de sulke staaltjies wat die mense ook nog nie moeite werd maak. Hoor is die deel, jy moet vir my sê wanneer my tyd verby is. Ek het die idee nie. So ek het toe ingekom in die kerk, en dis toe nou hoe die binnekant van die kerk lyk daar, so die pragtige kappe van die kerk, alles die oude houtkappe. Nou vroeger jare was hout nou nog vrylik beskikbaar. As mens hier so na die George kerk toe gaan, dan is die plafon is geelhout. Die hele plafon is geelhout. Die kansel is stinkhout en geelhout. Werklik, hulle het oordadig gebruik. Die een op somers, op Franshoek, is weer van plase van die omgewing se hout wat gekap is, en wat toe gebruik is vir die plafon en die ding is. As ek nou klaar daar, ja, dis die binnekant daar so, onthou ja, dit is maar net, die vloed onthou ons in 1882, gelukkig het die kerk het nie skade gekry nie. Daar sê hulle wie die argitek was, die plek vir ons herstel het. En dan Kroonstad, vir my een van die mees pragtige, mees besonderse kerke. Weereens deur Ford, die Australiër, wat hom ontwerp het, met die koepel, baie soortgelyk, ek het 'n natere foto, baie soortgelyk aan die koepel van die in Burgersdorp. Maar nou ja, is 'n gemeente wat jarelank al bestaan. En hierso beeldtewerk deur Koer Steinberg, van Sarel Silje, wat daar op Griek die kanon staan, en die gelofte uitspreek. Ja, so sien ons wat het gekos het, die kerk en so aan. Werklik iets besonders om te aanskou. Nou ek het vir baie jare al doen ek bietjie navorsing oor in die genealogie, oor die Ter Blanche familie. So ek gaan by al die kerke aan wanneer dit moontlik is ook, en ek gaan kyk na die doopregisters en skryf dan op daar so Ter Blanche vanne wat daarin verskyn. Nou hierso in die 60er jare, 70er jare van die vorige eeu, het die synode die gemeentes gevra om al hulle belangrike dokumente in te stuur, sodat hulle in die argief daar in Stellenbosch, die kerk se argief, bewaar kan word, omdat baie van die gemeentes het nie die fasiliteite gehad,
sodat teen brand en teen waterskade en so aan en teen ouderdom nie. Maar dit het steeds die eiendom gebly van die gemeente. Die argief was net maar net die stoorplek. Maar 'n paar gemeentes soos Kroonstad het gesê nee, hulle gaan nie hulle goed instuur nie, hulle hou dit by hulle en hulle het 'n spesiale plek ingeruim met al die voorsorg getref daarso. Toe ek daar gegaan het, jy met jou handskoene aantrek, jy sit 'n masker op as jy na hulle registers kyk. So rondom die kerkregisters of doopregisters is daar ook baie stories en mens kan nie agter die waarheid kom nie. Een ding is definitief die Mormoonse kerk, Church of the Latter-day Saints in Salt Lake City, hulle deel van hulle geloofsoortuiging is dat hoe verder jy jou nageslag kan terugvat, hoe beter sitplek gaan jy kry wanneer jy eendag aan die ander kant aankom. So, nou gaan hulle oor die wêreld en hulle koop registers, neem dit af, plaas dit op die wet, is vrylik beskikbaar, jy hoef nie te betaal daarvoor nie, en al daai inligting kan jy kry. Nou so toe ek na Stellenbosch na die argief toe wou gaan, toe het hulle my gesê, nee, ek kan nie op daai stadium toegang kry nie. Dit is net vir professionele genealoë wat daar kan kom. As jy gaan, moet jy, ek weet nie wat 'n paadjie jy moet volg nie. Nou, party het vir my gesê, dis die rede, op daai stadium was die goed in transkripsie gewees na Salt Lake toe, maar ek weet nie, soos ek sê, dit kan Wollaar stories wees, maar dat hulle wel 'n geweldige, werklik biljoene name op hulle lys het. Jy kan op die internet ingaan, jy kry toegang daartoe. So, as iemand wil navors daaroor, daar is 'n geweldige bron beskikbaar. Hier is die twee koepels, die linkerkant, die een in Kroonstad, die regterkant, die een in Burgersdorp. Die een in Kroonstad hy so groenderig, kan julle sien, hy is met koper beslaan. Die hele koepel is 'n koperplaat beslag. Dan Calitzdorp, julle ken hom ook almal, wat 'n pragtige kerk. Nou hier is ook, ek hoop nie ek verveel julle met die storieetjies nie, maar so 'n paar jaar terug is ek daarso in, ek wil net weer vir vriende van my gaan wys, so lyk die plek, en ons hou stil daarso, parkeer daarso, en hier kom 'n man met 'n kort broek en stekkies daar uit die kerk uitgestap. Ek sê vir die mense saam met my, dis die Maruti daai. Nee, sê hulle, dit kan nie wees nie, maar ek gaan te nader groet, dit is die Maruti. Venter, Dominee Venter is hy. En hy vra toe of ons graag die kerk wil binnekant gaan sien, en ons gaan saam met hom in, ons sit daar so. En hy vertel vir ons van die geskiedenis. Die kerkorgel is geskenk deur 3 Potgieterbroers, hierso, ja, sy sal weet, van haar familie, voorfamilie, die Potgieterbroers het die geld geskenk vir die orgel, die kerk oorlosie, groot, pragtige uurwerk. Daar was gesin wat ook geld bemaak het vir hulle kleinkind, se tersiêre opleiding. Maar die kind is toe vroeg oorlede, en toe skenk hulle die geld vir die kerk, en sê, okay, koop vir julle die uurwerk daarvoor, en sit 'n oorlosie die toring, en hulle laat die uurwerk in Duitsland maak, en hy kom met al sy instruksies, hy sal nooit die Westminster Chime sal nooit uitgaan nie, en hy word gewaarborg teen allerlei goeders, maar hy was so 3-4 jare gebruik, toe sy slag uit, toe hulle nie regslaan nie. Toe is hulle nou baie ontsteld, en hulle kontak die orgelbouers, en hulle sê, nee, hulle stuur dadelik iemand, en die iemand is uit Kaapstad gestuur, gaan kyk wat gaan aan, en toe hy daar kom, toe hy na die uurwerk kyk, toe sien hy, maar dis net vol olie. En hy sê vir hulle, nou, maar wat gaat hier aan, het julle nie die instruksies gelees nie, daar mag geen olie op hierdie ding gesit word nie. Hy word gediens 1 keer in 5 jaar, en dis dit, daar kom die olie op.
Maar die boere daar so het hierdie ding so gekyk en gesien, hier's ratte en busse en hy moet olie kry en dan het hy olie gegooi. En toe sy uurwerk nou uit. Maar hulle sê, moet ons het regmaak, nee sê hulle, ons om so, en so nou nog vandag nog, hy slaan nog by mekaar Westminster Church. Maar nou die dominee Venter nou vat hy ons aan die kerk, in die kerk, en hy sê, wil ons graag bietjie die orgel hoor, en ons sê, ja, ons sal graag, en hy is toe op daar, so, en hy speel vir ons 'n stuk, 'n pragtige, onbekende stuk, vir almal van ons ken nie die stuk nie, en hy kom toe af, hy kom af, en hy sê toe vir ons, ken julle die stuk? Of sê vir hom, nee, maar dit is baie mooi. Hy sê vir ons, ja, hy het dit self gecomponeer, en hy het dit gecomponeer ter herdenking van sy dogter en sy kleinseun. Nou, toe vertel hy die storie vir ons, ek het sy toestemming om het te mag te vertel. Sy dogter was Suna Venter, sy het by die SAIK gewerk, ek weet nie of julle die naam onthou nie. Toe 'n klompie jare terug, toe een van die malhoofde daar, hulle afgedank het, 3 mans en sy, en die 3 mans het toe hofsaake gemaak, maar sy kon dit nie hanteer, en sy self doodgedoen. En toe het hy nou die stuk ter ere van haar gecomponeer. Pragtige stuk. In elk geval, die orgel is, daar was vir jare was die orgelist daar, so ek het daar ook probeer inligting kry van die persoon, maar ek kon dit nie kry nie. Hy het elke Woensdag of Donderdag aand het hy 'n uitvoering daar gehou, gratis uitvoering, en dan kon die mense kom en kom kyk, en na die tyd was daar so oor die pad, was daar 'n koffieshoppie, en daar kon hulle dan gaan saam koffie drink. Maar hy het toe na 'n ander gemeente vertrek, en nou tans is daar 'n onderwyser, wat 'n permanente aanstelling het, en wat orgel kan speel, en hy sit nou die gebruik voor. Hoe goed hy is, dit weet ek nou nie, maar die gebruik gaan nog voor. Die binnekant van die kerk, mooie orgel daarbo, waar hy vir ons gaan speel het. En ek kan sien ook die preekstoel is altyd iets besonders, die hout wat daar ingaan. Nou hier so, kom ons nou eens ook weer by die hartseerplekke, die Hoop gemeente hier buitekant Oudtshoorn. Weet hier in die volstrystydperk, toe daar miljoene beskikbaar was, en die boere van die omgewing sommer besluit, nee, hulle gaan nou hulle eie gemeente begin hier, so is te ver om te ry Oudtshoorn toe, en dan bou hulle so pragtige kerk soos hierdie ene. En dan weet ons hoe dit gegaan het, die volstrysveerbedryf het ineengestort, en die gemeente het doodgeloop, en dan staan die kerk daar so, en hy word maar net by uitsonderlike gemeente geleenthede word hy gebruik. Pragtige ou kokerboom ook nog hier so voor die kerk. Volmoed, dieselfde. Een van die twee, ek is nou nie seker, ek dink hierdie ene is in die mark gesit, so 2000 en, dalk het ek het hier ergens neergeskryf, was hy die mark gesit, om verkoop te word, of hy verkoop is, weet ek nie, maar in elk geval, hy het net nie leeg gestaan. De Hoop en Volmoed, die twee pragtige kerke, jy kan sien daar, so baie mooi. Groot pastorie wat hulle moes gehad het, want die dominee het 16 kinders gehad, die dominee Marie. So hulle moes nogal, pastorie was amper groter as die kerk gewees. Hierdie ene nou weer ook in naburige gemeente daar Volmoed, Olivier daar so, hy was ook 'n ou volstrysbaron, hy het gesê, hy wil 'n dorp hierso in hierdie omgewing hê, so hy gee 'n stuk grond en hy bou die kerk,
bied aan vir die kerkraad om het volledig te bou. Kerkraad sê die kans daarvoor nie, maar toch in 1910 verander hulle van besluit. Die kerk word in 1912 word hy in gebruik geneem. Daar is 'n pragtige ou gebou en die tuine word nog mooi in stand gehou. So regte ou Karoo tyd. Oudtshoorn. Nou ja, die van julle het julle dan seker almal al gesien. KAK het ook uitvoering daar, baie van die klassieke uitvoerings en kooroptredes vind daar so plaas. Nou die kerk, verskeie probleme met die bouery, dwarstrekkery, geldskaarste, want dit is gekoppel aan die beskikbaarheid van geld van die volstruisboere, en ons weet daar was bloeitydperke, en dan was daar in eensettings, en dan was daar weer 'n bloeitydperk, en so is die kerk se bouery baie lank gevat. Otto Hagen is 'n baie gewilde en 'n bekende argitek gewees van hierso die middel 1800s af aan na die vroeë 1900s, geweldig baie kerke hier op die platteland ontwerp. En toe die kerk nou hulle hom gevra om nou weer te kom voortgaan met die gebou, toe hy nou daar aankom, hy het toe al reeds 'n opdrag gehad om, ek dink by ergens in die Kaap nog, het hy 'n opdrag gehad om die kerk daar te gaan toesig hou oor die bouery, maar toe hy nou hier aankom en hy sien die pragtstuk wat dit is, en die uitdaging wat daar bestaan om die kerk te bou, toe dat weet hy vir die ander mense, nee, hy kan nie, hy gaan al sy tyd hier aan bestee. Nou baie van hierdie klippe is individueel gekap, is uit klip van die omgewing daar, so is plaaslike klip. So baie van die klippe is individuele ontwerpte stene, en daai tyd soveel as 10 pond per klip gekos om dit daar in te bou. So dit was 'n duur projek gewees. Die binnekant gaan jou klippreekstoel hierso, en dan beelde hier rondom wat in Engeland gemaak is. Nou die Otto Hagen het dit beskou as die pronkstuk van sy ontwerpe in Suid-Afrika. En hy het twee plaaslike dames gekry om te poseer vir foto's en as modelle gebruik, en toe het hy die foto's na Engeland toe gestuur, en daar is die dinge gedoen, die beelde gemaak daar, so daar ingesit. Werklik iets besonders hoor. Dit is my, kyk, ja, pragtige plafon, as mens daar kyk, die houtwerk daar so. Ongelukkig, as mens 'n foto, of vir my wat nou nie 'n kenner is van fotografie nie, as jy die roosvensters so kleur mooi wil uitkry, dan moet jy nou hiervoor baie donker maak, dit is my moeilik, so ek het meer gekonsentreer op hierdie van roosvensters gepraat. Weet nie wie van julle al Stellenbosch se kerk gaan kyk het nie. Daai roosvensters, dit is werklik iets besonders. Maar soos hierdie ook, julle kan sien, dit is 'n reuse ene. Pragtige ou orgel wat daar so, hierso 'n bietjie van nader af die kansel. Nou, Somerset-Oos, hierso nou weer ook 'n staaltjie. Ek gaan na die begrafplaas die Saterdagoggend om foto's te neem, kyk of daar terbaansgrafte is en so aan. En dis vroeg die oggend, en hier sien ek 'n man, 'n bruin man wat besig is om skoon te maak. En ek stap na hom toe, ek sê van, jong, maar hierdie munisipaliteit is daar maar hard op jou, dat hulle jou so vroeg op 'n Saterdagoggend al hier laat werk. Hy sê vir my, nee meneer, hy sê, ek werk nie vir die munisipaliteit nie, ek was vir 40 jaar, was ek die posbode op hierdie plek. En hierdie mense was goed vir my gewees. So, nou kom maak ek hulle grafte vir hulle skoon. Is dit nou nie pragtig?
Dan 'n mens sommer weer moed vir die mensdom, né, as jy sulke goetertjies hoor. Nou, baie mooi, jou bekende Dominee Murray en sy kinders was daarso. Nou hier is die binnekant van die kerk, die linkerkant is Somerset, die regterkant een sal julle dalk ook ken, dis hier op Lady Smith. Kyk hier ooreenstemming, is beide Otto Hager, wat die planne opgetrek het, baie soortgelyk, skep die indruk van 'n toring, hy buitekant ook, die op Lady Smith, hierdie motief word buitekant op die muur ook herhaal, en lyk soos 'n toring. Nou ja, vandag, hy het ook sy geskiedenis, die plek, maar gelukkig word hy daarom nog gebruik en in stand gehou. Rob, hoe laat is dit? Gaan druk deur. Is dit? Yes. Okay, Robertson, ook 'n pragtige ou kerkgebou. John Geisford, ek het gedog hulle spel het verkeerd, maar ek het 'n paar plekke die naam so gekry, so ek moet alvaardig reg. Die binnekant, as mens kyk na die besonderse banke en ag, kom nou. Die sirkelbanke en dan hierdie alkowe wat so herhaal word, is baie so pragtig hoe die argitekte die mooi kan doen. Nou Bredasdorp, dis is ook weer 'n ander storie tussen Bredasdorp en Napier, jy weet, dit was die twee ryk manne daar, die van Breda en die van der Byl. Albei wou die kerk in hulle omgewing hê, hulle sal skenk en alles. Terloops hier van Breda, hy was in Kaapstad, was hy in die parlement gewees, of burgemeester of iets. So hy het nie geboer hier op sy plaas in Bredasdorp nie, maar die voorman was die eerste persoon wat merino skape ingevoer het Suid-Afrika toe. En dis waar die merino bedryf vandaan kom, is van Bredasdorp af, van sy plaas af. En van der Byl nou weer, hy's een van die seuns was in Zimbabwe, was hy die minister daar van verdediging, dink ek. En een van sy seuns is getroud met 'n vorstin uit Europa uit, so hy bly nog hier, so die man met van sy kinders hier, so ons te vorste huis hier so in Napiro. Die kerk binnekant van Bredasdorp, die mooi lang gang hier so. Ek is, ons is die oggend vroeg daar so, die kerk is nog toe. Nou wil ek inkom en ry ons deur die dorp, dis 'n Saterdagoggend vroeg. En hier so kry ons 'n mooi netjies vrou langs die pad, sy's besig om bottels op te tel. En ek hou stil by haar en ek sê van, nou hoor jy so, gaan dit dan so swaar dat jy nou bottels optel? Sy sê vir nee. Sy sê ek is 'n onderwyser hier by die plaaslike skool en die matriek het laasnag hulle afskeid gehad. So ek maak 'n bietjie dorp skoon. En ek vra toe vir haar, waar kan ek 'n sleutel kry vir die kerk? Sy sê, kom saam met my huis toe, saam met haar huis toe. Bel sy die koster, nee, die koster is nie daar nie. Bel sy Maruti, nee, hy is nie daar nie. Bel die volgende dominee. Toe sê, maar hier sou sê, jy moet geduld gebruik hoor. Die dominee ry net met 'n fiets, hy ry kaalvoete met sy fiets, en dis hoe hy daar kom. En as hy vir jou sê, 9 uur sal hy daar wees, dan kan jy bly wees as hy 11 uur daar is. Maar nou gaan laai ek my vrou en haar vriendin, gaan laai ek daar by die Kersfabriek af, daar op Bredasdorp. En toe ons terugkom, is die kerk oop. En ek stap in en daar staan in die konsistorie, dit is so groot bad blomme. Ek sê vir jou vriend, wat sal my hê nie? Hier seker 'n groot troue vandag, jongen, hier is daar pragtig blomme. En toe ons in die kerk instap en ek begin 'n bietjie foto's neem. Hier kom so 'n ma en so 'n jong meisietjie ingetrippel. Ek dink, ja nee, dit moet seker die bruid wees hierdie. Ek sê vir haar, is dit jy wat vanmiddag die bruid is? Sy sê nee oom, sê ek nie. Maar die dominee staan so toe en hy luister vir my. Hy sê, dis nie 'n troue nie.
Dis 'n begrafnis en dis 'n baie belangrike man wat dood is. Maar ons het lekker gesels daardie tyd. Maar kyk net hoe pragtig die geskrifte daarso, daar agter toe die traliewerk. Daar's nog soveel staaltjies wat ek wil vertel, maar nou ja. En dit ook een van die pragtige geboue, die naburige een in Napier, Wynand Lou, ook 'n bekende argitek hier in die Kaap gewees, Wynand Lou. Agter is die kerk, die oorspronklike kerk, die vorige kerk, wat nou is die kerksaal en die kerkkantoor gebruik word. Die binnekant van die kerk, pragtig, kyk hy orgelpype. Werklik mooi. En dan Malmesbury, Swartland, die gemeente toe hy gestig is, dit sal seker hier ergens aan 1700s. Toe die gemeente gestrek van Malmesbury af 500 kilometer op. Daar moes die predikant gaan huisbesoek doen. Ondenkbaar dat dit in stand gehou is. Ons boerevolk nog steeds toegewyd geraak het. Steeds hulle kant gebring het. Hierdie pragtige geboue opgerig het. Die binnekant van die gebou, kyk net daar so. Daar is die koster wat daar so saam met my vrou staan. En sy sê dit raak net so, moet jy heel kan sien, hierdie is houtpanele wat later opgesit is. Nou dit is omdat hierdie mure is letterlik, hulle is amper 1 meter dik. Soos die kerk hier so op George ook. Dik mure, en die gewig natuurlik geweldig. En as hulle dan klam word, ek weet, hy word nooit droog nie. So, hulle probeer om aan die binnekant beskerm met hout, maar na 'n paar jaar as die hout ook verrot. So, daar is net nie die finansies is net nie beskikbaar om hierdie pragtige geboue. Dis hoekom, wie van julle, onthou net as een van julle die lotto wen, onthou aan so iets, hoor, dis is nou werklik 'n baie goeie. Malmesbury. Toe was daar nog daai tyd al dieselfde dinge as wat ons nog vandag kry. En die dominee Kotse, wat is hy hier so? Nee, sal hier ergens wees, ek dink het was dominee Kotse. Miskien? Staan dit daar so? Daar staan dit, dominee Kotse. Dominee Kotse is deur die synode geskort, want hy was sogenaamd 'n liberale denker gewees. Hy het die voortgesette of die outomatiese sondigheid van die mens, ingebore sondigheid het hy bevraagteken. En toe is hy geskort, hy het appeleer, hy is hof toe, en die hof het in sy guns besluit, en toe is daar teen die kerk weer daar geappeleer, en toe is dit in Engeland toe. Maar dis nog 'n snaakse ding, jy het vroeër jare, tot teen die 1850s, was die staat verantwoordelik vir die kerke. Hulle het besluit waar daar 'n gemeente gestig word. Hulle het fondse beskikbaar gestel, hulle het die kerkraad aangestel, predikante gevra om te kom. Die kerk het natuurlik sy eie sê ook gehad, maar die oorspronklike inisiatief het van die staat afgekom. So, hy appeleer toe na Engeland, of die kerk appeleer Engeland toe, en daar bevind hulle hom ook onskuldig, en toe moes die kerk hom weer aanstel. Maar, hulle was nie welkom in die NG Kerk nie, hierdie vrysinnige, soos wat hulle genoem het. En hier kerk het hulle toe vir hulle gebou daar so, die pastorie daar langsaan. En dit het aangehou tot, ek weet nie of ek nog ergens iets daaroor het nie meer, tot onder die volgende predikant wat daar gekom het, is daar, maar dit was soos 30 jaar, was daar skeiding in die gemeente, en toe daar versoening gekom, en hierdie plek is toe, hy het toe 'n danssaal geword, en hy het 'n paar ander goeders geword, en hy bestaan vandag nog, ek weet, hy is nog steeds daar so. Carnarvon, ek dink is die laaste een.
toe die nuwe hier's 'n paar kerke gebou en elke keer was daar probleme met die konstruksie gewees. En toe daar besluit word om die nuwe kerk te bou, hierdie finale ene in die 53, toe die gemeente wou niks eintlik weet daarvan dat die kerk afgebreek word, maar die kompromie was dat hulle sal van die klippe van die ou kerk gebruik en inbou in die nuwe kerk, en dit is toe ook nou hoe dit gebeur het daarso. En dit die binnekant daarso, kan sien die ou pragtige doopvont wat het 18. Dus, hoe kan mens die ding groter kry? Kan jy hom groter maak? Maar in elk geval, pragtige ou doopvont wat daar geskenk is deur 'n broer van Rensburg, pragtige preekstoel. Die binnekant van die kerk, weer eens, as mens kyk daar so, ongelukkig, maar nou ja, mens verstaan die redes daarvoor, maar dit bly ongelukkig hê. Kyk hierdie pragtige banke hierso, hier was 'n firma in die Parel, wat veral bekend was vir die maak van kerkbanke, en dit is maar van hulle werk. Een van die oorspronklike kerke, ek dink dit was ook deur Otto Hager ontwerp, nasionale gedenkwaardigheid wat nou deur die ding is gebruik word. Ja, dankie, ek het daar maar net 'n paar van die, is die tyd daarso? Jy gaan seker net klaar maak, dit is ja. Interessant net die ou van die ou Skotse predikante in die dorpe wat hulle vernoem is daarso, 6 van hulle, 7 van hulle. Baie dankie Dion.